julle, ek is Tannie Mariana en vandag lees ek stories uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige katte. Het jy geweet katte kan ook helde wees? Katte is kordaat en avontuurlustig. Baie katte lei interessante en inspirerende lewens, maar ons kom nooit daarvan te hore nie. Dis onregverdig. Maar hierdie boek vertel die verhale van meer as 30 katte se heldedade en suksesverhale. Daar is stories oor oorlogshelde, vreeslose seevaarders, Guinness wêreldrekordhouers, katte wat die inspirasie was vir topverkopers en vele meer. Selfs die verhaal van 'n kat wat ruimte toe gereis het en veilig teruggekeer het aarde toe. Maak jouself gereed vir fantastiese feite oor katte en hul asemrowende avonture. Hierdie storie gaan oor Felixet, die reisende ruimtekat. Kan jy glo 'n kat was al ruimte toe? Dit klink onmoontlik, maar dit het regtig gebeur. Lank terug in die 1960s het baie lande meegeding om die eerste mense die ruimte in te stuur. Navorsers het vooraf verskeie toetse met honde en ape uitgevoer. As diere in die ruimte kon oorleef, sou mense waarskynlik ook kon. Die grootste mededingers was die Amerikaners en die Russe, maar ander lande het ook deelgeneem. Frankryk was die enigste land wat katte in sy ruimteprogram opgelei het. Een van hulle was 'n swart bondstraatkat van Parys met die naam Felixet. Na 'n maandelange opleiding is Felixet gekies vir die ruimtereis. Sy is in 'n ruimtekapsule op 'n 4-pyl-versterker vasgemaak en amper 160 kilometer ver die ruimte ingeskiet. 15 minute later het haar kapsule teruggesweef aarde toe. Almal was bly toe sy fris en gesond uit die kapsule gehaal is. Sy was die eerste ruimtekat in die wêreld. Navorsers wou graag sien of Felixet se brein gedurende haar reistog verander het, veral omdat dit 5 minute van gewigloosheid ingesluit het. Hulle het baie by Felixet geleer, maar teen die tyd wat die eerste mense op die maan geloop het, was haar storie grotendeels vergete. Nog erger, vir baie jare het 'n mannetjieskat genaamd Felix verkeerdelik al die lof gekry. Ai, dit is nou nie meer regtig nodig om katte, honde of ape die ruimte in te stuur nie. En baie mense dink dit is oneties. Om die ruimte ingestuur te word is nie 'n aangename ondervinding nie. En anders as menslike ruimtevaarders het diere geen sê in die saak nie. Dit is hoekom dit belangrik is om Felixet te onthou en te vereer vir alles wat sy opgeoffer het in die naam van wetenskap. Dit was omstreeks 1963 en 1964 in Frankryk. En het jy geweet dat wanneer 'n nuwe koning in Thailand gekroon word, is dit 'n ou boeddhistiese gebruik om vir hom 'n Siamese kat te gee. Daar word geglo die gees van die ou koning kan deur die kat se oë na die kroning kyk. Die Joodse Talmud beskryf katte se goeie eienskappe en sê dat mense baie by katte kan leer. En die ou Kelte het geglo dat katte 'n spirituele skakel tussen mense en die heelal is. Katte was heilig vir die Noorse godin Freya. Sy het in 'n strydwa rondgery waar deur 2 groot grys katte getrek is. Boere het piedingsmelk vir rondloperkatte uitgesit om haar guns te wen. En in die Romeinse mitologie kan die godin Diana haarself in 'n kat verander. 'n goeie manier om vinnig weg te kom. Het jy al gewonder waarom grou gestreepte katte, dit is tabby cats, 'n M op hulle voorkoppe het?
Volgens een legende het die baba Jesus gebewe van koue, totdat 'n grou gestreepte kat langs hom in die krib opgekrul het. Die maagd Maria het die kat beloon deur sy kop te merk met die eerste letter van haar naam. 'n ander verhaal beweer dat die profeet Mohammed die merk geskenk het nadat 'n grou gestreepte kat sy lewe gered het deur 'n slang wat by sy mou opgekruip het dood te maak. En dan was daar Humphrey, die boebaas muisvanger van die Britse eilande. Downingstraat 10 in Londen is een van die bekendste adresse ter wêreld. Dit is waar die Britse eerste minister woon en werk en dit was oor die jare ook die woning van verskeie katte. Een van die bekendste katte wat hier gewoon het was Humphrey. Sy amptelike rol was hoofmuisvanger vir die kabinetskantoor van die Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje en Noord-Ierland. Dit is seker die langste posbenaming ooit vir 'n kat. Daar is baie muise in ou geboue soos Downingstraat 10, so hy het sy pote vol gehad. Humphrey het hom nie aan fotograwe gesteer nie en het wêreldleiers geïgnoreer. Selfs die koninklike familie het hom verveel. Hy moes een keer uit die pad van 'n besoekende koning gehaal word. 'n ander keer is hy amper onder die wiele van die Amerikaanse president se kar vergruis. Die hoofmuisvanger het die nuus gehaal toe hy daarvan beskuldig is dat hy 4 baba voeltjies in Downingstraat 10 se tuin vermoor het. Die eerste minister het Humphrey verdedig en die nasie verseker dat Humphrey nie 'n reeksmoordenaar is nie. Humphrey het nog beroemder geword toe hy vir 3 maande weg was en almal die ergste verwag het. Blykbaar het hy egter net verdwaal en het personeel by die nabygeleë Koninklike Militêre Mediese College hulle oor hom ontferm. Nie lank daarna nie, het hulle sy doodsberig in die koerant gelees en besef, hulle aangenome kat was nie sommer net 'n rondloper nie. Hulle het hom dadelik teruggeneem Downingstraat 10 toe, waar hy met groot ophef terug verwelkom is. Humphrey was 'n voormalige straatkat, maar op die ou end het hy binne 8 jaar 3 eerste ministers gedien en almal in Groot-Brittanje het hom bewonder. Dit was vanaf 1988 tot 2006 in Engeland. Dan was daar ook meesterlike muisvangers. En katte soos Humphrey was van die eerste plaagbestrydingskundiges in die wêreld. Harige uitroeiers kom al vir 10.000 jaar voor. Wat is 'n goeie muisvanger? Selfs die mees bedorwe huiskat verloor nooit die instink om te jag nie. Maar dit beteken nie alle katte is goeie muisvangers nie. Party is te lui en ander stel eenvoudig nie belang nie. Die beste muisvangers is gewoonlik straatwyse rondloperkatte. Een ding is seker, en dit is dat hongerkatte nie meer muise vang nie. Die topmuisvangers jag vir die lekkerte daarvan, en nie vir kos nie. En katte op patrollie, het jy geweet dat party straatkatte gewerf word om professionele muisvangers te word? Hulle werk by wynkelders, op plase en ander plekke, wat nie skadelike chemikalieë wil gebruik nie. Wanneer dit by knaagdiere kom, is katte oorwonne. Net om een te hê, kan muise so laat skrik, dat hulle eerder wegtrek. Party van die bekendste katte in die wêreld was muisvangers. En eens op 'n tyd is dooie katte in huise en ander geboue se mure ingebou om geluk te bring en om rotte weg te hou. Daar was ook muisvangerhelde, soos die katte van Leningrad. Tydens die beleg van Leningrad deur die Nazis in die Tweede Wêreldoorlog het rotte 'n groot probleem geword.
Die stadse inwoners sou doodgegaan het van die honger as die rotte die hele kosvoorraad verorber het. Die rooi leer het 5000 katte bymekaar gemaak en hulle losgelaat om dit te doen waarin hulle die beste was. Einde van die probleem. En ook die katte van Disneyland. Bykans 200 katte word elke aand by Disneyland, die bekende themapark in Kalifornië, losgelaat om klein Mickey en Minnie muisies te jag. Dit werk al sedert die 1950s. In Venesië is 'n Italiaanse stad en sy inwoners is al eeuwenlang lief vir katte. Katte het moontlik die stad gehelp red van swart dood in 1348 deur rotte onder beheer te hou. In die 1950s het daar 'n kolonie rondloperkatte by die Britse Museum in Londen gewoon. Hulle het die museum rotvry gehou en was wêreldberoemd nadat hulle in koerante verskyn het. Katte is van 1868 tot 1984 as muisvangers aangestel by die Britse poskantoor. Een van die bekendstes was Tibbs the Great, die hoofkantoor se topmuisvanger in die 1950s en vroeë 1960s. Die stewige grou gestreepte kat het die gebou vir 14 jaar muisvry gehou en sy doodsberig het in die poskantoor se amptelike tydskrif verskyn. En dit is dan al vir nou. Tot volgende keer vir nog meer katte stories. Hierdie stories is deur Marianne Lourens gelees met toestemming uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige en kordate katte, vertaal deur Lydia Du Plessis en gepubliseer deur Lapa Uitgewers. Hierdie is 'n vertaling van die oorspronklike boek Rebel Cats, Brave Tales of Feisty Felines, geskryf deur Kimberly Hamilton.